Hallo julle en baie welkom. Is julle reg om julle geskiedeniskennis 'n bietjie te toets? Vandag het ons 'n lekker vasvraag oor die Afrika-bore en dis presies wat jy nodig het om vir daai groot eksamen voor te berei. So, die groot vraag is jy gereed om te wys wat jy weet en soos 'n regte kampioen te voel? Ek weet jy is. Goed, dis baie maklik. Ek gaan vir jou 'n paar vrae vra, dan gee ek jou 'n oomblik om te dink en dan kyk ons saam na die antwoorde. Klink goed? Reg. Kom ons spring weg. OK, ons eerste deel gaan oor die lewe in 'n kapteinsgebied. Kom ons kyk 'n bietjie hoe hierdie gemeenskappe georganiseer was en hoe hulle elke dag geleef het. Hier kom die eerste vraag. Nommer 1. Wat is 'n kapteinsgebied presies? Vraag nommer 2. Hoe was die dorpies gerangskik? Dan, nommer 3. Hoekom dink jy was daar 'n doringheining? En die laaste een vir nou. Wat beteken daai groot woord, sosiale hiërargie? Dink mooi. Reg so, kom ons kyk hoe jy gedoen het. 'n Kapteinsgebied was 'n gebied wat onder die gesag van een stamhoof was. En die hitte? Wel, hulle was in 'n sirkel gebou reg rondom 'n sentrale veerkraal. Het jy dit reg gekry? Fantasties. Die doringheining was natuurlik daar vir beskerming en sosiale hiërargie beteken eintlik maar net dat die mense gerangskik was volgens hoe belangrik hulle was. Baie mooi. OK, kom ons beweeg aan na die volgende deel. Nou gaan ons fokus op die baie belangrike rol wat vrouens in die gemeenskap gespeel het. Is julle reg? Vraag 1. Wie het die huishouding bestuur? Vraag 2. Wat was die vroue se rol as dit by voedselsekuriteit kom? En vraag nommer 3. Hoekom het hulle die sade onder die grond gestoor? Neem 'n oomblik. En hier is die antwoorde. Dit was die vrouens wat die huishouding bestuur het. Maklik, né? En wat voedsel betref, wel, die hele gemeenskap se daaglikse oorlewing het afgehang van die gesaaides wat die vrouens geplant het. En daai sade, hulle is ondergronds gestoor om hulle vars te hou vir tot 3 jaar. Dis nogal slim, né? Reg, volgende. Kom ons gesels 'n bietjie oor beeste. Want jy sien, vir hierdie gemeenskappe was beeste soveel meer as net diere. Hier is julle vrae oor beeste. Nommer 1. Wat het beeste verteenwoordig? Nommer 2. Wanneer is beeste geslag? Was dit elke dag? Nommer 3. Waarvoor is beesmis gebruik? En die laaste een, wat het die hoeveelheid beeste wat jy besit het eintlik bepaal? Tyd vir die antwoorde. Beeste, my maat, het rykdom en status verteenwoordig. Hulle is net geslag by baie spesiale geleenthede, soos 'n troue. En beesmis, dit is gebruik om vloere te pleister en ook om die grond te bemes. So, die groot idee hier is dat hoe meer beeste jy gehad het, hoe meer mag en status het jy in die gemeenskap gehad. Dit was amper soos hulle geld. OK, ons is by die laaste ronde. Kom ons kyk nou wie wat gedoen het. Die daaglikse werkies van die hoofman, die mans, die vrouens en die seuns. Hier kom die laaste klompie vrae, so luister mooi. Eerstens, wie was die hoofman en wat het hy gekry? Nommer 2, noem vir my een plig van die hoofman. 3, noem een taak wat die mans gedoen het. 4, en wat van die vrouens? Noem een van hulle take. En laastens, wat was die seuns se rol? Julle kan dit doen. Kom ons maak klaar op 'n hoë noot. Die hoofman was die rykste man en hy het 'n huldeblyk wat soos belasting is van sy mense ontvang. Sy pligte kon enigiets wees van grond verdeel tot na die armes omsien. Die mans het weer take gedoen soos om yster te smelt of hutte te bou, terwyl die vrouens beer gebrou of potte gemaak het. En die seuns, hulle het die vee opgepas en vegkuns geleer. Soos jy kan sien, het almal 'n spesifieke en baie belangrike werk gehad om die hele gemeenskap sterk te hou. En net so is ons aan die einde. Jy het die hele vasvraag voltooi. Baie geluk. Regtig, pypwerk. Onthou, elke liewe vraag wat jy probeer het, maak jou net slimmer en beter voorbereid. Dit gaan alles oor die oefening. So, onthou altyd, hoekom is voorbereiding die sleutel tot sukses? Want dit gee jou selfvertroue. Jy is nou een groot tree nader daaraan om daai eksamen te verower. Baie sterkte, jy kan dit doen.